die meningsvormers en agendastellers, wat agendas stel so ver verwyder van die man op die straat se werklikheid, dat mense TV's afsit en subskripsies kanselleer. So wat gaan aan by die groot mediahuise? Dis 'n bloeddebat, soos media-opskrifte graag self daarna verwys, al is dit hierdie keer aan eie huis. Dis afleggingskennisgewings links en regs, hoofsaaklik links, maar dit is nietemin skrikwekkend en dit maak seer. Ons sien die syfers net in hierdie week alleen. As ons ook vir 'n slag sensasionele inleidings of opskrifte mag skryf, koelbloedige uitwissing van poste by UNCA. 171 poste word glo geraak en dit verteenwoordig glo die helfte van die personeel daar, die helfte. En dan Media24, wat sal ons kan sê? Volgens 'n oorspronklike aanduiding sou 126 poste moontlik geraak word, maar nou klink dit selfs na vele meer. Dit is die soveelste proses soos die in net enkele jare daar. En die keer is hulle maar vaag oor die omvang, maar dit raak Huisgenoot en SARI en Weg tydskrif en Netwerk 24 en News24. Die ironie dat Solidariteit nou vir volledige blootlegging van Media24 se finansiële state en redakteurs se vergoedingspakkette vra, aan ons natuurlik geensins verby nie. Hoekom sal dit? Dit is natuurlik heel normaal vir 'n vakbond om vir daardie bewyse te vra om sodoende te sien of ander alternatiewe oorweeg kon word, eerder as die soveelste aflegging van grondvlak personeel. Nou daarteenoor was News24 se onlangse versoek om AfriForum se state te sien ietwat ongewoon, aangesien daar vooraf geen gerugte van wanbestuur van ledegeld was nie, en AfriForum wel ook alles behalwe 'n staatsinstelling is. En daar publiseer hulle toe wel vergoedingspakkette langs eerlike werknemers se name. En nou? Natuurlik wil ons lag kry dat dit presies is wat Solidariteit van News24 se redakteurs eis, aangesien dit veel meer relevant tot daardie groter sakemodel is as grondvlak personeelkostes. Wat dink jy? Maar hierdie lag in die mou en blinde sambok opmerkings is maar slegs oor die blote ironie van hierdie situasie. Want ongelukkig is hierdie hele affære deel van 'n treurspel en ons moet dit raak sien. Honderde beroepsmense in die media staan voor rampspoed in hulle loopbane. En die vermoede is dat die slagoffers hier weer eens nie die topbestuur en redakteurs gaan wees nie. En dis 'n gesprek op sy eie waarna ons hier moet kyk. In 'n tyd wat eksterne faktore die mediabedryf reeds op sy knieë dwing, is klaarblyklike ondeursigtigheid van topbestuur straks een van die groot redes waarom mediaberoepslui soos joernaliste, grafiese en bladuitlegmense, fotograwe, bemarkingspersoneel en ander aanhou glo het in hierdie produk, selfs na etlike rondes van afleggings vroeër. En hier staan ons alweer met mense en hulle gesinne voor 'n donker werklikheid. En dan hierdie baie billike vraag. Hoeveel het roekelose redaksionele besluite hiermee te maak? En kom ons doen gou-gou hier 'n toets. Beskryf dit wat jy op UNCA sien, of dit wat jy op News24 byvoorbeeld lees, hoegenaamd nog jou, of selfs net die Suid-Afrikaanse leefwêreld? Ek het nie so gedink nie. En hoe lank is dit al die geval in nie alles nie, maar baie van die ou media reuse se inhoud? Die vrae wat hulle vra as die publiekse verteenwoordigers in die groot arena. Die stories wat groot media besluitnemers as die hekwagters deurlaat. Die meningsvormers en agendastellers wat agendas stel so ver verwyder van die man op die straat se werklikheid, dat mense TV's afsit en subskripsies kanselleer. Stry? Wel, daar is nog 'n paar ouens wat stry, dikwels rubriekskrywers op Litnet of deel van Ruda se 48. Hulle werk meestal in mediabestuur en volhard op daardie pad, omdat hulle in verwaandheid verby 99% van hulle eie leserskommentare kyk. Want die lesers is volgens hulle tog maar net oningelig, Trump-ondersteuners of sommer ver regs.
Jy sien hierdie elites kan kla soos hulle wil oor die cowboy styl en die gebrek aan regulering vir byvoorbeeld podcasters en sosiale media kommentators en die elke Jan Rap en sy maat video menings. Maar daar is 'n rede waarom kykers en lesers hulle eerder na hierdie meningsvormers wend as na die ou groot media bulderstemme wat hulle eie waarde so totaal oorskat het. En dis die werklikheid. En dis regtig eintlik 'n jammerte tot 'n mate. Die meeste van ons stem immers saam dat dit deesdae veral moeilik is om te weet waar die waarheid nou eintlik lê, veral met AI in die prentjie. Maar daar is 'n rede waarom mense eerder na Gareth Cliff of Ronaldo Gou se kaalvuis ontledings of na net nog 'n enetjie op Marula of selfs hier na Solidariteit se inhoud kyk, eerder as om agter betaalmure polities korrekte relase, dikwels anti-Afrikaner propaganda te gaan probeer sluk. Dit strook net nie met ons spysvertering nie. En tog het mense se behoefte vir nuus en ontleding nie verdwyn nie. En ja, die bedryf veg ook teen eksterne monsters, maar juis daarom was verantwoordelike strategiese bestuur en redaksionele bestuur wat nie lesers vervreem nie, in hierdie jare van digitale ontwrigting in die nuusomgewing so broodnodig. Solidariteit staan darm stewig aan die kant van die hardwerkende joernaliste, rubriekskrywers, storievertellers in woord en in beeld met grafika en mense wat daagliks die eerste drafts van geskiedenis onpartydig weergee. Wat nou weer in die voorste linie moet staan, omdat mediamaatskappye en hulle grootkop besluitnemers die verkeerde koers ingeslaan het. En sou hulle maar net weer ontken dat hulle aandeel daarin 'n rol speel in die afleggings, wel dan weet ons dat hulle nie weet wat ons, die gewone media gebruikers wat hulle vir so lank ondersteun het, weet nie. En dit is dat jou grootste bate in hierdie bedryf geloofwaardigheid is.